wil van my kant af die Adolf, bevelvoerende offisier van die Broederdienst in Oorskap, al sy kolonelle, al sy commandante, al sy majoors, al sy kapteine, al sy luitenante, en al sy manskappe. Baie dankie sê vir die vergadering. Ek is die eerste ou wat sal sê dat ek hou nie van getalle nie. Maar toch in die oude verwachting as jy na plek toe gaan om daarom 'n paar gesigte daar is. Maar ek het op plekke waar ek 2 en 3 mense toegespreek het. Baie groot bevrediging gekry die feit dat daar interaksie was. Dat ek met die mense kon gesels, dat ons met mekaar kon gesels, mekaar se probleme kon deel. En op 'n meer intieme vlak. Maar dit is my ook lekker om 'n groot groep te wees. Dat ek net gou 'n aanleiding kry, ek net hoor wie's almal van ons kom. Ja, die meeste is van ons waar. Wie het van ander plekke af? Right, so jy het 'n paar wat ver gereik, stap raai. Jy het maar kom daarvan kom gaan. Koemgang. Wat is die dorp se naam? Koemgang. Dis op die grens van Transkei. Is hy nie Afrikaans naam? Ek weet dis 'n paar Engelsmanne by ons, tussen ons gaan julle omgee as ek Afrikaans. Julle sien ek berei nie voor nie, ek gaan sit nie en spreek oor toespraak. Want die Vader het my 'n opdrag gegee in 2009 na 25 jaar soos 'n dragster uit die polisie uit bedank het. Omdat ek dit nie kon handle dat hulle na 25 jaar vir 'n ou soos ek wat ambisie het, een kant toe geskuif het en gesê het jou veldheer is nie reg om 'n hoër rang te kry. Ek het daarom nie voorreg gehad om tot op die rang van kolonel te vorder. Waarvan die meeste van my bevorderings was voor 94. Toen daar nog 'n soort van 'n regverdige bestel was. En ek moes vrede maak oor die feit dat ek 'n plafon bereik het, net soos wat die adjutant-offisier en die sersant wat 3 grade het, heel waarskynlik 'n honneursgraad en 'n meestersgraad, waarvan hulle het doktorsgrade. Moes vrede maak oor die feit dat hy as 'n sersant in die polisie of 'n adjutant-offisier sal aftree, omdat hy nie goed genoeg is vir die elite in die land om raak gesien te word en sy bekwaamheid raak gesien te word en 'n bevordering te kry. Ek is bewus van ouens wat meer as die vingers op my hande is en my tone is, wat in hierdie stadium in die staatsdiens vasgevang is, in kettinge vasgebind is, wat vir 23 jaar wanneer poste geadverteer word, aansoek doen, met die hoop om daar op 'n kortlys te staan. En net om vanaand huis toe te gaan om te sê, dat 'n onbekwame, anderskleurige, wat ek opgelei het, by my verby bevorder. En nou moet ek wat daar nou aangestel het, opgelei het, opgebring het in sy bekwaamheidsvlakke, moet ek nou ingaan in sy kantoor, ek moet hom salieer, en ek moet opdragte van hom afvat. En so is ons verneder met die aanbreek van die 1994 sogenaamde demokratiese verkiesing in Suid-Afrika. Ek het ouens in my loopbaan gesien kom, en ek het ouens in my loopbaan gesien gaan. En baie van die ouens wat gegaan het op 'n punt in sy lewe gekom
waar hy met die salarisie wat hy as 'n sergeant en 'n konstabel na 10 en 15 jaar diens nie meer sy vrou en sy kinders kon vuisvoer, want hy kon nie vir hulle sorg. En dan het hy gegaan deur kamer toe te gaan en sy dienspistool te vat, onder sy keel te druk en die ander te trek. Dan die predikant die audacity om te sê, maar so ou gaan nie hemel toe. Maar ek weet hoe dit voel om maand in en maand uit, jaar in en jaar uit te hoop dat die loopbaan wat jy gekies het, die firma wat jy gekies het om voor te werk, jou sal raak sien. Hulle het ons raak gesien voor 94, daar was op 'n stadium 'n bevorderingsbeleid in die polisie waar jy 2 jaar in 'n rang gesit het. Dat is die bevordering. Dan het jy nie eers noodwendig 'n skoon rekord gehad nie, maar hulle het op grond van jou bekwaamheidsvlakke het hulle jou bevorder. Tot op 'n middelvlak senior bestuursvlak gelê. Maar gaan kyk die ouens wat op die senior bestuursvlak gesit vandag in die polisie en in die weermag, is enkelinge. Enkelinge wat, ek weet nie of daar skoene is wat hulle ingeskop het daar, of hulle breinringe om die nek het, ek weet nie. En of hulle so bekwaam is, en so mate bekwaam gevind is, dat hulle toch maar die bevordering gekry het. Maar, sonder om nou negatief te klink, dink ek dat die wit makkers van ons wat wel in die hoë gestoeltes beland het, is dalk 'n minder bedreiging in terme van bekwaamheid. En dis gevaarlike dinge wat ek nou sê. Vir hulle swart peers, hulle swart gelyk. Ek het opgestaan en ek het vir my vrou Marinda gesê, vandag bedank ek, na 25 jaar. Nadat hulle die derde swart vrou, wat geen kwalifikasies gehad het nie, by my verby bevorder in die situasie waar duisende van ons mense sit. Ek het ingegaan en ek het my bedanking uitgeskryf, ek het my bedanking vir my generaal gaan gee. Hy het amper van sy stoel afgeval, het dadelik 'n oproep na die provinsiale hoofkantoor toe gemaak en hulle wou nie die bedanking aanvaar nie. Ek het aangedring daarop om te sê, as ek my bedanking nie aanvaar nie, dan dros ek. Ek is klaar met die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Ek het dit tot hier gaan. Nie omdat ek het kon bekostig, miskien omdat ek geloof gehad het dat die Here sal met my stap van daai dag af. En deur baie swaar kry en deur baie ellende en deur baie pogings om 'n besigheid op die been te bring as 'n wit man in Suid-Afrika, kyk ek terug vandag na 10 jaar wat ek in die mag uit is, en ek kyk na mense en ek meet my rykdom nie in geld, maar ek meet my rykdom in terme van mense wat gehoor het, van mense wat gesien het wat gebeur, en mense wat geluister het na die roepstem wat die Here vir my gegee het in 2009. Etlike weke nadat ek klaar gemaak het uit die polisie uit, en waar die Here my wakker gemaak het, en waar ek wakker geword het nadat ek 'n droom gehad het, waar daar 'n see van verslaane boere voor my gestaan het, presies op dieselfde plek waar ek op daai oomblik gestaan het, sonder werk, sonder inkomste, sonder hoop. En ek vra vir die Here in daai droom, ek sê, Here, maar hierdie staan hierdie klomp mense. Ek sit in dieselfde posisie as hulle, wat sê ek vir hulle? Want ek staan op 'n soort van 'n podium, wat 'n bietjie hoër is. En ek
alleen en ek kyk vir die klomp mense en dis asof hulle vir my vra het en hulle wil weet wat gaan ons doen in hierdie ellendige situasie in Suid-Afrika. Wanneer gaan ons optree teen hierdie waansinnige hordes? Wanneer gaan ons iets doen? Wanneer gaan ons die wapen opneem? Wanneer gaan ons dit doen? En ek staan daar, ek hou my kop vas en ek sê vir die Here, Here, ek weet nie wat om hierdie mense te sê nie. Ek is 'n polisieman. Ek het nie 'n platform. En daar is 'n helder, duidelike stem wat klink soos baie waters agter my. Wat sê, praat net. Praat net, ek is by jou. En ek besluit, ek praat net. En die woorde het self gekom. Die woorde het self gekom. En sedert daai dag het ek nie 'n platform gehad, ek het wakker geword, ek het 3 dae en 3 nagte gehuil, my bed nat gehuil, ek het vir Marinda gesê, ek weet nie wat van my aan nie. Ek is soos 'n ou vrou wat huil oor haar klein kinders wat oorseer is. Nee, en ek sê vir haar, ek weet nie, en ek bid en ek vra vir die Here, Here, ek is 'n polisieman, ek het nie 'n platform nie, ek is nie 'n Steve Hofmeyer, ek is nie 'n politikus. Ek het nie 'n platform om mee te praat nie en hy sê vir my, jy het vermoë om te skryf, begin op die Facebook, op die sosiale media, ek het my Facebook rekening opgemaak en ek het begin skryf oor my ervarings, my wedervarings, die bedreiging wat ek gesien opstaan het en ek het begin skryf oor die sosiale stand van die wit man in 2009. Dis waar ek begin. En soos dat die dinge ontwikkel het en die mense aangekom het ek die naam Boerelegioen by my opgekom in 2016 en ek het 'n hitsmerk begin op Facebook. En daar het ek begin. En ek kyk terug vandag, die 23ste Desember 2018, kyk ek terug na April maand 2017 toe die hitsmerk Boerelegioen 'n organisasie geword het. Dis presies 'n jaar en 6-7 maande later. En ek sien hierdie ontploffing en ek gaan op my knieë en ek sê, Here, ek is 'n boer op my knieë vandag om te sê dankie Here dat daar mense opgewek word, mense gehoor het wat die oplossing is, want daar is 'n oplossing. Daar is 'n oplossing. En die oplossing is ooglopend. En hoe meer ek baie keer praat, hoe meer kom ek agter, daar's enkeles wat hoor. Die res bly doof en blind. Dis asof hulle wag vir die bloed om soos riviere in die strate af te loop, soos Komsiener gesê het. En dan dink ek baie keer, Here, as dit dan nou gebeur dat die waansinnige hordes deur die polisie barriers breek en dit reg kry om met hulle pongas en kapmesse en AK-47's in 'n dorp in te gaan en onskuldige burgers te vermoor voor die voet. Ek moet nie dink dit is drogbeelde nie. Want Bloukrans lê skaars 180 jaar terug. Waar 169 kinders se koppe teen die wawiele opgeslaan is deur gewapende impies. Waar oor die 50 vrouens en oor die 60 mans vermoor is terwyl hulle geslaap in die nag. Dan lees ek hierdie verhaal, hierdie geskiedenis van ons, wat Bloedrivier vooraf gegaan het, dan raak ek bewus, intens bewus, van 'n tweede Bloedrivier wat op ons drempel is. Want die modus operandi, en daar's Adolf wat vir jou kan vertel van modus operandi, klop 100% met die modus operandi van die impies van Dingaan.
wat ons mense uitgemoor het. Die modus operandi van Dingaan klop 100% met die motiewe wat Nick Malema en Andile van Black First Land First het, as hulle op nasionale televisie uitsprake maak om te sê, we are going to kill all the white people. We are going to kill their children. We are going to take their cars, their houses, their farms. Dan klop dit. Dan vraag ek vir myself die vraag af. Waar is ons mense? Waar is die weermag? Waar is die manne wat in Angola was? Waar is die taakmag van die polisie? Die reaksiemagte, die polismanne wat 'n murg in bene roeping gehad het om te sê, ons vir jou Suid-Afrika. Waar is hulle? Wie het jou aangestel? Wie het jou 'n generaal gemaak? Dink ek by myself. Hoe het 'n bankbestuurder geword? Hoe het 'n skoolhoof geword? Hoe het 'n kaptein in die polisie 'n kaptein geword? Moet jy nou wag vir Mandela se handtekening om jou akte van kommissie te teken? Om waardig te wees om 'n offisier binne 'n organisasie te wees? Wat is ons anders as enige korporatiewe struktuur? Die verskil tussen ons en 'n korporatiewe organisasie wat nie 'n rangstruktuur het, is dat as daar anargie is, en die mense hardloop rond en hulle trap oor mekaar. Ek weet hoe lyk anargie. Ek het dit in Alexandra gesien, ek het dit in Boipatong gesien, ek het dit in Kangwane gesien, in Kanyamazan, ek het dit in Siabuswa en KwaMasanga gesien, in die jare 80, as die waansinnige opgesweepte hordes wat polities gebreinspoel is en ideologies agter hulle ideologie aanhardloop en begin plunder, en hulle is gebreinspoel en hulle is 'n massa van 5000 tot 6000, hoe hulle huise in die pad uit hardloop, onskuldige burgers, nou praat ek van daai tyd, swart burgers, uit die pad uitvee, hulle vertrap, hulle verkrag in die proses, hulle vernietig, hulle doodmaak, doodsteek met assegaaie. Dan verstaan ek, waar is ons op hierdie oomblik? As ek kyk na Willemientjie Potgieter, as ek kyk na gevalle waar mense, ou mense verbrand, kookwater gebrand, skoensole, voetsole afgesny is, maar die wreedheid van 'n sektor van die swart bevolking, en as ek sê spesifiek 'n sektor van die swart bevolking, maar net soos wat die swart bevolking 'n groot kriminele sektor het die wit bevolking ook maar 'n kriminele sektor. Maar die feit weet, ons wit mense is nie so moorddadig, al is hy 'n moordenaar, hy het 'n moord gepleeg. Is nie so moorddadig soos daai mense wat in hulle pakke van 10 en 15 gewapende mense kom in 'n plaasboer op sy trekker oorval. Soos hyenas. En dis waaroor ons begin skryf het, en dis hoe die Boerelegioen tot stand gekom het, en dis hoe die visie en die missie van die Boerelegioen sy beslag gekry het, waar ons sê dit het tyd geword dat ons mense bymekaar maak soos 'n getroue skaaphond, en rondom die boer op sy knieë kom vergader, want ons is presies waar Charles Villiers was, ons is presies waar Andries Potgieter was, in die 7 dae tydperk voor die slag van Bloedrivier, waar hy elke aand gebid het, waar hy elke aand die Here se rigting en leiding en wysheid gevra het, en waar hulle op 'n punt gekom het, die 7de dag waar hulle gesê het, die God van hemel en aarde, ons sluit met u gelofte, dat as u vir ons die oorwinning gee, dat ons vir die geslagte wat kom,
die boodskap sal oordra dat hierdie dag herdenk sal word as 'n Sabbatdag, 'n rusdag, 'n dag waar ons aan U die eer gaan gee. En nou kan jy sit dalk manne met baie planne, dis reg. Ons mense moet planne hê. God het vir ons verstand gegee om vir ons planne te gee, selfs om bomme te maak. Gevaarlik uitlaat. Maar ons binne die boereregioon het gesê, dit wat die wet ons toelaat sal ons gebruik, en ons sal ons mense leer om die wet toe te pas, dit wat die wet ons toelaat. Binne die raamwerk van daai wet. Dis wat ons mense leer. Dis die protokol wat ons neergesit het by die slag van Kolinie was 'n slagveld. Daar 5 huise uitgebrand. Mense moes vlug uit hulle huise uit voor die polisie opgedaag het in hulle getalle. Die openbare orde polisieere. Die local polisie kon nie daai situasie contain. Maar toe die boere opdaag, toe verander die situasie. Toe is dit 'n kwessie van minute en uur, of ure en minute, toe is die saak opgelos. Hoekom? Hoekom? Want die boer is presies dieselfde boer wat by die slag van Bloedrivier oorwinning word. Toe die boere opdaag, toe doen die polisie hulle werk. Hoekom? Want die boere het saam met die polisie gaan praat, die bevelvoerders het met mekaar gepraat, en hulle het ooreengekom dat die polisie is die eerste linie, boere is die tweede linie. Die boere het nie rubberkoels of skokgranate of waterkanonne. Die boere het sy roer. En ek wat 'n polisiebevelvoerder was die slegste plek om ooit te wees, is die middel van 2 faksies. Selfs 2 swart faksies. Maar hier sit hulle nou met 'n faksie, EFF, rooi overalls, en 'n faksie boere. Ek as 'n polisiebevelvoerder wil nie tussen daai faksies kom. Wat het die polisieman gedoen, die bevelvoerder? Hy moes 'n evaluasie maak van wie's die aan die verkeerde kant van die wet, en hulle moes teen hulle optree. So het ons die slag van Kolinie gewen, so het ons die slag van Lichtenburg gewen, so het ons die slag van Noorderval Hoërskool gewen, en so wen ons op die stadium die slag van Hermanus, en ons het die slag van Vredenburg gewen. En dan is daar natuurlik Malmesbury toe die boere opdaag, saam met die polisie. Waar die waansinnige hordes 'n intensie gehad het om die wit woonbuurte af te brand tot op die grond, kon hulle nie eens by die dorp inkom. Dis die verskil. Dis wie die boerelegioen is. Nou ek sê nie, in elkeen van daai situasies was dit lede van die boerelegioen. Die boerelegioen was nooit bedoel om 'n organisasie te wees. Die boerelegioen was bedoel as 'n beweging waarby almal kon welkom voel het en sê ons skakel in by die strategie, die oorhoofse visie en missie en die strategie. Wat is die strategie? Eenvoudig. Versamel ons mense, ons gebruik die kundigheid van ou militêre veterane om die kundigheid en die kennis wat jy opgedoen het oor te dra aan die jong manne. Hulle dink ons is slapvat. Hulle dink ons is slapvat. Ek gaan hulle sien die 27ste tot die 13 Januarie. Om jong manne, as 'n paar van manne oor 40. Ons sal sien of hulle die ou krokodil se rug kan breek. Dis tyd dat ons jong manne inbring in dieselfde scenario's waarin ons opgelei is. Dieselfde scenario's. Ons moet hulle fiks kry, ons moet hulle skerp kry, ons moet hulle observasie vermoë ingestel kry, ons moet hulle kry om takties te kan optree, te kan dink op sy voete wanneer 'n situasie hom voordoen. Want dit is wat ons geleer is.
En dan het ons 'n verantwoordelikheid teenoor die onskuldige burgers. Dis die ouens wat nie polities betrokke is. Dis die ouens wat in 'n kerk behoort nie. Dis die ouens wat net so flou deur die samelewing. Hulle staan op die straathoeke van hulle en bedel vir geld om dwelms te koop. Baie van hulle het nie werk nie. Baie van hulle het goeie werke, maar hulle is totaal breinstoel in 'n liberale denkrigting in dat hulle sien nie die bedreiging nie. Hulle dink die misdaad is misdaad. Ek stem saam, alles is misdaad. Selfs in 'n oorlogssituasie, en dit is die boodskap wat ek vir die veteraan het. Selfs in 'n oorlogssituasie is daar nie 'n verklaarde oorlog is nie. Met ander woorde, daar is nie 'n konvensionele oorlog aan die gang. En dit gaan heel waarskynlik net gebeur as daar 'n derde wêreldoorlog uitbreek. Maar solank ons in 'n protracted war situasie is, 'n protracted war van 'n eensydige kant af, is ons aan die wet onderworpe. Baie verslae van my, wanneer gaan ons terugskiet? Jy gaan terugskiet binne die raamwerk van die wet as hy sy voet oor die streep in die sand sit. Wanneer sit hy sy voet oor die streep in die sand? As die bloed reeds loop. Ander woorde, jy gaan nie die eerste insidente noodwendig hanteer, maar jy gaan die inligting kry dat dis hulle modus operandi. En dan wag jy vir hom. Dan wag jy vir hom om sy move te maak en jy is opgelei om die aanval te counter. In ander woorde, as hy jou slaan, om 10 maal terug te slaan wat hy opgetel het. Daar is 'n onttrekkingsplan en daar is 'n aanvalsplan. Alright. So baie mense dink ek kritiseer die Suidlanders en ander organisasies wat onttrek, dis nie waar. Ek sê net, as jy deel is van die boerelegioen, ons is 'n volksweermag. Ons is 'n verdedigingsmag wat in oogwink 'n offensief ook kan doen. Ons het ou militêre veterane wat mense in staat stel om in seksies te opereer en formasies te doen soos wat jy geleer is in die militêr. En ons behoort in staat te wees as ons genoeg voete op die grond het en genoeg mense het om 'n dorp soos Oos-London binne in sy sektore te kan afkordon en die aanval af te neem. Ons behoort dit te kan. Ek het dit gesien in Alexandra. Ek het dit gesien in Pontebet. Dat 'n seksie van 5 en 6 polismanne 'n groep van 5000 beheer om uit te hou uit 'n woonbuurt uit. Dat hulle nie onskuldige burgers doodmaak. Want jy sien, toe ek by die polisie aangesluit het, het ons nie gekyk na kleur as ons lewe en eiendom beskerm. As jy in die lokasie gewerk het, dat jy die onskuldige burgers beskerm. En jy gaan ook nie binne in jou woongebied waar daar 'n meneer Mtshweni en 'n meneer Khoza en 'n meneer Matebula bly, hulle uitsluit. Jy kan nie. Jy gaan hulle kundigheid intrek en sê, hey, jy het 'n verantwoordelikheid, jy is deel van die woonbuurt, jy is deel van die buurtwag, jy is deel van die sektor. Kom help ons. As jy jou kan doen, dan staan op hy hoek. En as hulle aankom, is dit die opdrag. Skiet hom. As hy gewapen is en as hy pistol op jou skiet. Aan die ander woorde, as die skote begin klap, dan show on. Slaan jy. Right. Ja, dit is nou min of meer in 'n netedop hierdie boerelegioen is. Ek wil vir julle gou vertel wat is die breër prentjie. Die boerelegioen is 'n militêre mag. Right. Ons is 'n volksweermag. 'n Volksweermag het 'n verdedigingsplan. Ons het geen intensie om mense te gaan aanval nie. Ons het geen intensie om ander rasse te gaan uitwis nie. Ons het geen intensie om opstand teen die owerheid te doen. So ons is hier 'n rebelle groep. Ons is daar vir ons en vir mekaar. Uit die boere, vir die boere en almal wat soos ons dink. Right. Baie Engelse mense wat soos ons dink, baie colored mense wat soos ons dink en voel. En ons sal by mekaar aanhaak soos van die revolusie groot. Right. Dit is min of meer die plan en die rigting wat die boerelegioen in beweeg.
die groter prentjie, en hier kan dalk my heelwat vrae ontstaan. Ons het strategiese alliansies, met ander woorde, ons is 'n militêre onderbou vir 'n hele paar boereorganisasies wat politieke intensies het of politieke oogmerke. Een van die organisasies is Toekomsfonds, weet julle al van Toekomsfonds voor? Dis die organisasie waar Steve Hofmeyer direk by betrokke is. Nou hulle hele beginsel waar hulle opereer is 'n beginsel van leidelike verset. Wessel Mason, Marius Koetser het gegaan, hulle 'n klein poppietjie daar aan van Yassa Rasoufi se kantoor voor sy kantoor onder die boom opgehang. En dit het 'n hele media debakel veroorsaak en so ver dat die minister van onderwys het gesê hulle gaan kriminele klagtes lê. Nou, omdat ons alliansie vennote is, oningebind, dit is 'n samewerking, mondelingse samewerking met ons. Ons is nie kontraktueel met enige ander organisasie. Het dit 'n platform geskep vir die Boerelegioen om 'n persverklaring uit te reik en te sê, as hulle 'n lasbrief uitreik om vir Wessel Mason oor so onbenulligheid te arresteer, dan sal die Boerelegioen opdaag en ons sal vir elke swart rasis wat daar is in die land, sal ons 'n pop ophang aan bome. En dan sal die boere gaan 50 meter ver staan en ons sal daai poppe gaan skiet met paintballguns. As julle dan nou 'n debakel wil hê, dan veroorsaak ons 'n debakel. Dis 6 maande terug, tot dag en datum met die minister van onderwys nie die guts gehad om 'n kriminele klagte teen Wessel Mason en Marius Koetser te gaan. Ons neem deel aan leidelike verset aksies soos by die ambassade in Pretoria toe hulle die versoekskrifte en daai handtekeninge gaan oorhandig het. Om een rede, nie dat ek glo dat die buiteland ons kan help nie. Om een rede vir eendrag, terwille van eendrag. Ons gaan partykeer 'n oproep op jou maak en vir jou vra kom ons gaan na die hofsaak toe. Ons was by die Doodskis 2 direk betrokke in Middelburg en ons het 'n demonstrasie van mag daar gaan gee, 'n gesig daar gaan wys. En ons het gehoop, hoewel ek geweet het omdat ons op 'n laat stadium betrokke geraak het, kan dit nie enige invloed op die uitspraak hê nie. Terwyl ek glo as ons van die begin af betrokke geraak, dan kon dit die uitspraak word. Nou ja, hy twee manne is 13 jaar, 11 jaar en 13 jaar tronk toe vir 'n onbenullige saak. Hulle appel het geslaag, ons hoop dat hulle appelsaak sal eendag voortsit. Dan kan 'n mens weer gaan gesig wys. Ons het 'n strategiese alliansie met Yusuf. Wie nog nie van Yusuf gehoor? Ken almal van Yusuf? Die paart hier hoor dit jy hoor. Yusuf is 2 Engelsman. Rodney Bartman, Brian Dalton, wat die finansiële adviseurs geword het deur hulle finansiële plan wat hulle gehad het om die soewereine staat van Goede Hoop, en dit sluit julle nou ongelukkig uit, want dit is net so by die visrivier. Die hele Kaap-provinsie, Wes-Kaap, Oos-Kaap, Noord-Kaap tot by die visrivier, het die Kuba koning Cornelius III het hy opgeëis en hy is besig om dit te cesseer. Inteendeel, hy beweer hy het klaar cesseer. Maar hy het die vir Brian Dalton of vir Rodney Bartman aan boord gebring om 'n geldstelsel daar op die been te bring. En dis waar die gedagte van 'n digitale bank opgekom. Nou ja, toe die geld opdroog, toe word Brian Dalton en Rodney Bartman onder die bus ingegooi. Daai man het bestreed by hulle dat hulle nie in staat was om die cessering af te dwing. Nou ek was by die VN gewees, ek het gevra om ondersteun die VN in hierdie proses. Sê die ou vir ons, die amptenaar van die VN, he who has got the strongest army, he will rule. Hy sal sy grondgebied beheer. Dis hulle gesindheid. Dit sal nie betrokke raak nie, maar as jy sterk genoeg army is, dan jy jou grondgebied klaar. Nou ongelukkig het die Kuba staat gemaak op die boere, die Boerelegioen. Ons het vir hom gesê, dis jou fight broer. Ons sal daar wees vir burgerlike beskerming. Ons sal ons pelotonne hanteer, ons sal ons burgers veilig hou. As daar 'n politieke turmoil ontstaan uit hierdie hele ding.
En dit het nou daartoe gelei dat hulle geld opgeraak het. USAF kon hulle nie maar finansier nie en hulle USAF eintlik op 'n baie slegte manier oor die bus ingeval. Maar daai twee Engelsman het opgestaan in die as uit en hulle het gaan sê, ons gaan nie lê nie. Ons strewe vir selfbeskikking waar ons vir onsself regeer sal nie doodgaan nie. En hulle gaan begin navorsing doen oor die moontlikheid van die totstandkoming van 'n virtuele nasie wat op die virtuele ruimte bestaan. Hulle het in die Suidland gaan dood. Hulle het die 4 keer gevat, 'n mooi wit kruis neergesit en gesê, hier's die virtuele nasie. As jy wil ontsnap uit die verdrukking uit in die Suid-Afrikaanse konteks, as jy wil ontsnap uit die belastingstelsel uit in die Suid-Afrikaanse konteks, hier is vir jou die heenkoming in die virtuele ruimte. Mense ondersoek die ding. Dis 'n eenvoudige konsep en God werk op 'n eenvoudige manier. Ons kan soek allerlei wiskundige berekenings en formules en ons probeer alles ontleed op die moeilikste moontlike manier. En hier kom die Here en hy sit vir ons 'n eenvoudige konsep in jou hand. Dit gaan nie beteken dat jy dadelik gaan ophou belasting betaal aan die sentrale regering. Maar daar's maniere om daai te kom. As jy vir 'n salaris werk, stig 'n privaat company en eis die belasting terug teen jou company. Hulle gaan nou BTW boer, belastingboer. Baie. Hulle gaan probeer, julle weet hoe dit werk. My pa het my dit geleer, want hy het uit die polisie uitgegaan, hy het pensioen gekry vir 'n plaas gaan koop, en hy op sy naam het hy gaan boer. En hy betaal R4.000 'n maand belasting, so gaan dat al so baie hoor in die ou polisie. R4.000 'n maand belasting betaal hy elke maand op sy pensioen as 'n pensionaris. En elke jaar as hy sy belasting in, dan kry hy daai R4.000 'n maand. R50.000 'n maand. Kry terug op belasting. So 'n manier om dit te doen. Jy gaan nie maklik BTW ontsnap. Jy sê jy BTW geregistreer is. Dan wys jy BTW terug. Maar in die tussentyd is jy 'n trotse boer en daai ekstraatjies wat jy het, gooi jy in jou digitale bankrekening in jou digibank. En hulle koop goud. Jou geld gaan nie sy waarde verloor nie, want dit word gemeet teen die goudstandaard. Wanneer die rand tuimel, bly jou geld wat jy daar het se waarde dieselfde. Goed. Goud se waarde al. Hier is daar silwer ook. Jy word deel van 'n virtuele nasie en wanneer ons sterk geword het, dink vir jouself. As ons 1 miljoen burgers van die Suidland het. Wat se impak dit op die sentrale regering kan hê as 1 miljoen mense sê ons betaal nie meer vir julle belasting. Julle het ons lank genoeg besteel, man. Julle het ons lank genoeg beroof. Ek wil nie eens dink aan die konsekwensies as die wit mense in die land hulle belastings ontkry. Ek wil nie eens dink aan dit. Ek kan nou vir jou sê dit gaan chaos veroorsaak buitekant ons grens. Dit gaan dalk 'n klimaat skep waar jy in 'n munisipaliteit kan instap en sê, julle is bankrot. Julle kan nie oor ons meer regeer nie. Ons wil oor onsself regeer. En ons wys aan burgemeester aan en ons jaag vir Lukas Mangoffe uit daarso en sê vir hom, gaan jy mag regeer oor die lokasie. Jy gaan nie langer ons belastingskelde gee. Want die werklikheid is, en ek meen, dit is nie ek wat dit sê nie, die nasionale pers skryf al vir die laaste 10 jaar daaroor, dat die owerheid is korrup. Daar is nie 'n minister in hierdie land wat sy sak nie gevul is deur jou belastinggeld. Nie 'n minister. Ons het nou die dag probeer spekuleer, ek praat met Humpo Ramakatsa, hy is die stigterslid van die EFF. Hy het saam met Julius Malema onttrek uit die jeugliga uit en hy het die EFF begin. En hy sê vir my, generaal, die EFF is met 'n suiwer intensie begin. Ek het hom begin.
Ons wil ons mense ekonomies bevry. Toe kom hierdie Malema as 'n conman, hy's 'n rampokker, hy's 'n bendebaas man. Hy's nie eens 'n politikus nie. Hy maak geld uit misdaad uit. Jy kan maar gaan kyk sy geskiedenis. Dit gaan oor tenders. Ons is bewus van die tenders wat in Pretoria nou uitgegee is. Net so 12 miljoen rand se tender om een of ander opgradering te doen, wat net so oorbetaal is in sy rekeninge. Hy's 'n rampokker man, hy's 'n conman. Hy's 'n misdaadleier. Niks anders. Sê my vriend Ramakatsa van my. En hy sê, wat kan ons doen dan? Toe sê ek, gaan jy praat met jou mense. Ons gaan stig 'n DG Black. Ons vat julle mense se geld, ons belê dit. Ons help julle wat Christelike waardes handhaaf. Julle wat goed opgevoed is. Julle wat nie deel is van die misdaadbendes in hierdie land nie. Ons sal julle keer, ons sal julle sien. Ons weet daar's goeies onder julle. En ons werk met julle saam om julle ekonomie te bou. Ons gaan na Zimbabwe toe, ons gaan na Botswana toe, ons gaan na al daai lande toe en ons help julle om 'n ekonomie te bou op gegrond op Christelike waardes, op 'n Christelike waardesisteem. Nie op die korrupte, bose waardesisteem wat ons vir 25 jaar moes slip, maar op 'n gesonde waardesisteem. Dis waar ons nou is. Strategiese alliansies, dis wat ons maak. En ons gaan probeer om so ver as ons kan, en ons ook maar in die besit. As ek kyk na 'n groot sektor van ons samelewing. Die dwelmprobleme in enige dorp is nie eintlik onder die swartes nie, onder die wittes. Wie sien oupies wat staan in wêreld vir geld? Daar's 'n dorp in hierdie land waar jy by 'n robot in 'n stopstraat verbyry. Waar nie 'n wit meisiekind, 'n wit seun, 'n wit oom, 'n wit tannie staan. Die wêreld. Die hart van die boerelegioen, die boer op sy knie, is om daai mannetjies uit die samelewing uit te kry, uit die stelsel uit te kry. Want jy sien saam 94 het daar vryhede gekom. Daar baie vryhede gekom. Ek het dit ervaar. Ek meen as jou komputer aansit en jy druk in pon, dan spring al die goed op. Dan kyk jy hierdie goed wat jy jou lewe nog nooit gesien het. En so het baie van ons mans verslaaf geraak aan my. Dis sy skuld nie. Hy het nie geweet nie. Jy kan nie ontsnap uit. Jy weet nie hoe nie. Ons jong mense het aan dwelms verslaaf geraak. Ek meen, ek was 'n laaitjie in die laerskool. Toe praat iemand van dagga toe. Ek was al 13. Toe weet ek nie wat dagga is. Ek het net gehoor my pa was op dagga klopjagte daar in die Luluberg. Ek het nooit uitgevra wat is dagga nie. Toe hoor ek nou toe ek groter word van dis 'n dwelm. Dag koop jy om oor die toonbank. Dit daar. Jou laaitjie van 12 en 13 kan ook rook so wel. Polisie kan net so. Jy weet nie waar iemand gaan ons help nie. Die owerheid gaan jou nie help. Polisie gaan jou nie help. Die provinsiale hospitaal gaan jou nie help as jou kind geoudeer. Jy kan al seker weet my gaan dood as ek so. Kan nie help. Ons het 'n verantwoordelikheid om ouerskap te vat oor dit wat aan ons behoort en oor ons eie toekoms en oor ons eie lot. Ons moet verantwoordelikheid. Nou gaan ek net vir jou sê los nou alles en kom belê dit hier. Ondersoek dit weer. Kyk. Maar dit is weer as 'n burger van die Suid-Afrika. Maar ook as jy op baie rekening sit 50 randjies in die wat word daarvan. Maar oor 'n maand kyk op die R50 op. Jy het 'n spaarrekening ook, jy het R1000 in. Sit hom in daar, daai oorskakel om te koop goud. Soos opdrag moet rekening.
Jy wil die geld onttrek, die geld onttrek. Dis een Afrikaner boerenbank wat vir ons gaan werk. Dis een winsgewende nasie wat hier ons mense in regering saamgestel gaan word en ons gaan doen met ons eie mense. Nie regeer nie, want kom ek sê vir jou, solank as wat ek leef, sal politiek en partijpolitiek nooit meer werk nie. Kan nie werk. Maar een raad van verteenwoordigers stel, waar jy mense aanstel en jy evalueer ons soos wat jy jou besigheid se personeel evalueer. En as jy nie sy job doen, dan fire jy ons en Donald Trump jy ons gefire in Haien. The best man for the job. The best man for the job. En dis nie baantjies vir boeties, as jy sê. Dit is 'n plek waar ek groter word. In die proses wat ons ekonomie onttrek jy die stelsels, die broederskap, organisasie, waar jou eie mense jou grootste vyand. Right, ek is klaar. Jy sien as jy dan by luister nie na die ekonomie soos wat die reddingsstaat was wat Dr. Haie verwoord in die 60er jare begin het. Waar die volkskas, Sasol, al die groot maatskappye uit ontstaan het. Dan gaan ons sterk genoeg wees om vir onsself 'n weermag te bou. Want die VN het ons nou gesê, he's got the strongest army, he will rule the country. Daarom kan ek vandag voor jou staan en jou sê, word deel van die virtuele nasie die Suid-Afrika. Daar waar ons in die meerderheid is, stap ons in, ons trek ons grens en ons sê, ons regeer oor onsself. Ons wil nie meer regeer word deur die heidene nie. Ons wil nie meer regeer word deur 'n regering wat nie ons taal verstaan nie. Ons wil nie meer regeer word deur 'n regering wat nie ons skole respekteer nie, ons kinders respekteer nie, ons vrouens respekteer nie. Ons wil nie meer deur julle regeer word nie. Ons vat ons ekonomie in ons eie hande en ons regeer oor onsself. Amen.